jy met jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy met jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy met jy, want daar's net een van jou, juis gemaak op 'n blauwdruk, als is haar fyn beplan. Goeiedag geliefde. Ons gesels oor wat jou bepaal, wat jou identiteit bepaal, wat jy toelaat om jou te definieer. En in hierdie wêreld is dit so dat ons onsself en ander mense baie maklik definieer op grond van wat hulle het. Maar kom ons lees die skrif. Kom ons lees uit 1 Korintiërs 2 vers 15 tot 16. Paulus verduidelik weer eens iets van homself, iets van hulle self, as 'n gelowige en as 'n apostel. Hy skryf dan van die geloofsgemeenskap. Die mens wat die gees van God het, kan die ware van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus. Dit was nog altyd so in hierdie wêreld dat wat jy het nogal vir jou 'n statusplek in die lewe bepaal het. Wat jy kan, wat jy nie kan nie, waar jy kan gaan, waar jy nie kan gaan nie, wat jy kan doen, waaraan jy kan deelneem en waaraan nie. Ek onthou dat vroeër jare veral was daar iets soos 'n bodorp en 'n onderdorp, nê? Daai wat geskei was deur die treinspoor. Die wat hierdie kant van die treinspoor bly en die wat daai kant van die treinspoor bly en hulle het 'n definitiewe identiteit gehad. En daar is op baie spesifieke maniere van mekaar gepraat, want waar jy gebly het aan die ander einde van die treinspoor, het bepaal wat jy het. En dis 'n baie slegte ding as jy moet regtig gaan die dag en gedefinieer word, bepaal word deur wat jy het. Want ons het nie almal dieselfde nie. Ons het nie dieselfde hoeveelheid nie. Ons het nie dieselfde tipe goed nie. Verskillende dinge is verskillende mense belangrik. Selfs belangrike dinge in die lewe is nie beskikbaar vir sommige mense nie. En om dan 'n oordeel te vel oor iemand se identiteit op grond van wat hy het of nie het nie, dink ek is iets wat ten hemele skreeu. Maar vandag praat die woord met jou en met my, die kinders van God, van wie ons gelees het maandagoggend in Johannes 1 vers 12. En wanneer Paulus kom skryf oor daardie kinders van God, skryf hy iets van besit. En hy skryf dit op die mooiste manier. Maar ons het die gees van Christus. Dis wat ons bepaal. Ons het die gees van Christus. En geliefde, kan ek nou vir jou sê, wanneer jy dit het jy niks meer in die lewe nodig nie. Ek ken soveel mense wat in die verskriklikste armoede woon, in plakkerskampe. Maar hulle het die gees van Christus en daar is iets van 'n blymoedigheid en 'n hoop binne in hulle, wat niemand van hulle af kan wegvat nie. Ek ken baie mense wat regtig baie het, maar eintlik het hulle nie veel nie. Hulle sal vir my sê dat die lewe bitter is, dat die lewe swaar is, dat dit depressief is, want hulle het nie Christus nie. Hulle verstaan nie Christus nie. Hulle verstaan nie wat dit is om die gees van Christus te hê nie. Maar jy, kind van die Here, moet altyd onthou dat jy wat in Christus is, Christus is ook in jou en saam met hom sy gees van die waarheid. En daarom het jy ook die gees van Christus, die Heilige Gees. Laat jou identiteit, laat jouself daardeur bepaal. Want dis iets wonderliks. Die dag wat ons hier uitgedra word, het ons niks nie. 'n doodskleed het nie sakke nie. Maar die kinders van God
het die Gees van Christus. En dis juis uit daardie Gees wat ons herleef vir 'n lewe saam met God. Eintlik het ons alles. Mag jy dit vier dat jy die Gees van Christus het. Shalom. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou. Jy's gemaak op 'n blou druk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy. Wees jy net jy, soos die Here jou gemaak het. Wees jy net jy, ja jy mag selfs jou eie smaak hê. Wees jy net jy, want daar's net een van jou. Jy's gemaak op 'n blou druk, als is haar fyn beplan. Die ou in jou is nogal oulik, so kom wees jy net jy.